Die vraag vanoggend, liewe broer en suster, wat mense vra, gebeur daar nog wonderwerke vandag? Amen. Mense vra, genees God nog mense? Dit is vrae, my liewe broer en suster, wat mense vra, terwyl hulle liggame siek en pyn is en stikkend is. Dit is soos 'n noodkreet in hierdie dag en tyd waarin ons lewe. Ekskuus tog. Medisyne bring verligting, het ons gesien, ja, dokters help ons, maar steeds bly mense fisies siek. Mense voel nie lekker in hulle liggaam nie. En ek dink jy kan vereenselwig daarmee volg. Dalk sit jy hier vanoggend en jou liggaam is nie lekker nie. Daar's iets in jou wat nie goed voel nie. Ja, God genees nog mense. Dat sy wil dat ons gesond moet wees. Dis God se wil dat jy gesond wees. Jy sien, God het jou gesond geskaap. Hy het nie 'n siekte in jou geplaas nie. En die Bybel het verskeie perspektiewe oor genesing. Genesing kan beskryf word as een van die weldade wat God aan die mense gegee het om te doen. Psalm 103 vers 1 tot 5 sê: Loof die Here o my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van die weldade nie. Wat al jou ongeregtighede vergeef, wat al jou krankhede genees, wat jou verlos van die verderf, wat jou kroon met gedoenendheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nie kan word soos die van 'n arend. Die Here kom en sê, moenie vergeet wat ek vir jou kan doen nie. Moenie vergeet wat ek vir jou gedoen het nie. Ek is die een wat vir jou krag gee. Ek is die een wat jou nuut maak. Ek is die een wat jou liggaam gesond kan maak. Ek is die een wat jou liggaam kan optel wanneer jy moeg en afgemat en nie goed voel nie, sê die Here vanoggend vir ons. Ek is daar vir jou. Moenie vergeet aan die weldade wat ek vir jou doen, my kind, sê die Here vanoggend. So kan ons aangaan en sê, genesing kan ook beskryf word as 'n gawe wat die Here vir ons as mense gegee het. Wanneer jy in Korintiërs 12 vers 7 gaan lees, ek gaan nou nie alles lees nie. Maar ek wil net vir jou vers 9 lees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. So die Here gee vir ons as mense gawes waarin ons kan opereer, gawes wat ons kan help om ander mense mee te help. So hy stel dit tot ons beskikking, gawes. Julle weet ons baie gawes, maar een daarvan is gawe van gesond maak. God gee dit vir ons sodat ons mekaar kan bedien, vir mekaar kan bid, vir mekaar kan help. Maar gaan ons verder, ons sien dit, genesing is ook 'n vergifnis van sonde. Dink maar die oomblik aan die verlamde man daar in Kapernaum. Hulle is besig om die man af te sak. 4 ouens kom, hulle sak met hierdie dak en sê, Here, help hierdie ou. En toe Jesus hulle geloof sien, jy sien, God moet jou geloof sien. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, seun, jou sonde is vergewe. En toe kom die fariseërs en hulle leer en sê, maar hoe nou Here, hoe kan jy nou sê sy sonde is vergewe? Wie gee jou die reg om te sê? En Jesus sê in vers 9 vir hulle, wat is makliker om die verlamde man te sê, die sonde is jou vergewe, of om te sê, staan op en neem jou bed op en loop. Jy sien, wanneer jou sonde vergewe word, doen die Here ook genesing in jou liggaam. In vers 11 sê Jesus vir hom reguit, staan op. Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En dadelik weet ons dat die man het opgestaan, sy bed gevat en geloop en voor almal se oë. Almal was verbaas. Kyk wat het met daai man gebeur. God het hom genees. Maar bo alles, God op daai oomblik die man se sonde vergewe. So ons sien my liewe suster dat genesing is
is weldade wat God aan ons doen. Genesing is 'n gawe van God. Genesing is 'n vergifnis van sonde. Nou wil ek jou vraag vra vanoggend. Hoekom sal God vir ons al hierdie dinge gee? Hy sal jou sonde vergewe, maar hy sal jou nie gesond maak nie. God gee vir jou al die dinge, maar hy maak jou nie gesond nie. Hoekom sal hy dit dan doen? Jy sien, dit is in God se wil. En dit is in sy aard dat ek en jy genesing kan ontvang. Ek weet, hy is almagtig en alwetend, geweet wanneer ons gaan in hierdie tyd en hierdie eeu waar ons is. Want God bly nog altyd dieselfde. En hy sal so bly tot in alle ewigheid. God bly dieselfde. Ek het so 'n bietjie gaan neerskryf 'n paar genesingswonders van Jesus. En ek dink ek het 28 neergeskryf. Ek gaan nie vir jou alles lees nie. Maar as hier en daar die een wat net vir uitgestaan het. Die siek man by die bad van Bethesda. Hy kon nie eens roer nie. Hy kon nie beweeg nie. En hoe lank het hy daar langs die bad gelê? En die mense het gekom en hulle het net oor hom geloop, verby hom geloop, maar het niks gedoen om te help om die pad te kom nie, toe die waters geroer word. Maar Jesus kom verby en hy raak die man aan. Jy sien, daar was iets anders in Jesus. Daar was 'n liefde in Jesus vir die skepper, wat hy 'n skepper, wat hy gemaak het. Sien die malaatse man daar in Markus in die 1 vers 40. Sy liggaam buite was vol sere. Maar wat het Jesus gedoen? Hy het nie hom op afstand gehou nie. Hy het na die mantel gevat en in sy hande gevat en gesê, word gesond. Hy het uitgereik na die mantel. Want dit is in Jesus se aard, dat mense nie siek moet wees nie, dat mense gesond is. Petrus se skoonma, wat hoë koors gehad het, en Jesus het hom onmiddellik genees. Die besetene van geraas. Hy was uitgevaar in die varke en hulle daar afgeskop. Jy sien, Jesus kan al hierdie dinge doen. Die vrou wat met bloedvloeiing gelei het. Net die aanraking van sy soon kon die verskil bring in haar lewe. Sy het vir jare gesukkel, vir jare gesuffer, al haar geld verslaap, en Jesus kom en hy raak haar net hier aan die soon te raak en hy sê sy is gesond. Die stom man wat nie kon praat nie. Die man met die verlamde kant. Die blinde stom man. Dis alles wat Jesus gedoen het om mense aan te raak. Die doofstom man. Die gebrekkige vrou. Jy sien, dit maak nie saak hoe jy is vandag nie, God kan jou onmiddellik jou lewe verander. Jesus kan jou aanraak, hy kan jou gesond maak. Daai ook die dooie man, Lazarus, wat uit die dood uit opgewek is. Mense het in die kerkdiens gebeur, 4 plekke terug. Het God iemand wat uit die dood is opgewek. Dit kan nog steeds in hierdie tye gebeur. En toe kom Petrus en hy kap die slaaf se oor af. En Jesus kom en hy pluk hom basies terug en sê, word gesond. Jy sien my broer en suster, Jesus wil jy gesond wees? Wil jy vat dit wat joune is? Ons sien dat Jesus het rondbeweeg. Hy het nie in een kerkgebou vastgesit nie. Hy het rondbeweeg en hy het mense gaan aanraak, vir mense gebid en hy het hulle gehelp en hulle sondes bely. En hier dieselfde Jesus, wat al hierdie wonderwerke doen. Hy het self gesê in Markus 16, hierdie is die wondertekens wat die sal beleef wat glo. Hoor mooi, die sal beleef wat glo. In my naam sal die siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. Dit staan nie hier, hulle mag dalk gesond word. Hulle sal gesond word as jy in die naam van Jesus bid. En Jesaja 53 vers 4 sê, tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Oor ons oortreding is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Halleluja! En dan gaan Matteus 8 vers 17, sodat vervul sal word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede opgeneem en ons siektes gedra. 1 Petrus 2 vers 24 sê, wat selfs ons sonde in sy liggaam op die kruis het gedra,
sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Deur wie se wonde julle genees is. Ons sien nie van 3 getuienis, Jesaja, Matteus en Petrus. Hy vertel ons nie net Jesus sy bloed vergiet het tot vergifnis van ons sondes nie. Hy sê ook daar, deur sy wonde is ons genees. Prys die naam van die Here. God, my liewe suster, is soewerein en ons glo vanoggend dat sy wil sal geskied in ons lewens. Maar ons moet ook glo dat hy vir ons genesing gee deur die wonde van Jesus. Ons kan nie net glo dat God bestaan en God wonderlik is nie. Ons moet ook glo vir dit wat die Here vir ons gee en hy kan doen. Hy kan ons genees. Hy kan ons liggame aanraak. Want ons is net mens en hy is God, halleluja. Jy kan hom vanoggend vra in absolute geloof vir genesing. As jy hier sit vanoggend en jy het genesing nodig, kan jy die Here vra. Hoe bid ons vir genesing? Jakobus 5 vers 14 sê vir ons, is daar julle wat siek is, dan moet julle die ouderlinge van die gemeente laat kom. Laat die ouderlinge die siek is met olyfolie in die naam van die Here gesalf het, moet hulle vir hulle bid. En 'n gelowige gebed sal die siek mens gesond laat word, die Here sal hom laat opstaan. Dis nie mense nie, dis die Here wat die werk doen. So ek wil jou vanoggend sê, laat daar nie twyfel in jou wees nie. Wanneer ons siek is, word ons aangesê om die ouderlinge te roep, om ons olyfolie te salf en vir ons te bid. Met die geloof dat ons gaan gesond word. Here, ek glo volledig. In my hele lewe glo ek, U kan my aanraak. U kan hierdie ou siek liggaam genees. Want ek weet, U wil dit vir my doen. Baie mense sê, ag pastoor, dis seker nie nou my tyd nie. Die Here sal my eendag genees. Vergun my om te sê, dis ongeloof wat daar praat. Die feit dat Jesus 'n genesingswonderwerk nooit uitgestel het. Hy het nie vir een van hierdie 28 wat ek hier gewys het gesê, kom môre terug en ek gaan vir jou môre geseën wees. Hy het net daar en dan gekom gesê, ek wil, my kind, ek wil jou genees, ek wil jou aanraak, ek wil jou situasie verander, ek wil jou lewe verander. Want ek is lief vir jou. Is dit nie genoeg bewys op sy eie dat God nie genesingswonderwerke uitstel nie? Hy het altyd net daar en dan gedoen. Die oomblik, as jy sê, Here, raak my aan met geloof in jou hart, sal God dit vir jou doen. Ons kan met absolute vol vertroue wees dat God altyd op die oomblik wil genees. Dis altyd in sy wil om te genees. En hy wil altyd op die oomblik vir ons genees. Kan ek maar vanoggend sê, nou is die regte tyd. God wil jy genees word? Dan kan die Here dit vir jou doen. Vanuit God se perspektief is genesing in die verlede. Die voorsiening vir genesing is reeds deur Jesus Christus aan die kruis gedoen. Dit is daar, dit is volbring. Jou genesing is al reeds daar by die suster. Hy wag net vir jou om te ontvang wat regmatig joune is. Hy wag net vir jou om deel van die erfporsie, om goeie gesondheid te geniet, te kom opneem by hom en sê, Here, dankie vir wat U vir my gedoen het. As ons 'n vertraging, my liewe suster, in ons genesingswonders ervaar, is dit nie God se toets nie. As dinge nie nou wil gebeur nie en die Here jou nie aanraak, kan jy nie God verwyd of God sê, hoekom raak U my nie aan, die Here, wat is dit nie? Ek dink ons moet onsself bietjie gaan afvra. Die vraag, wat gaan in my lewe aan? Gaan voormoedig jou vir die Here en vra, Here, waar kom ek tekort? Wat het ek in my lewe verkeerd gedoen? Waar is sonde in my lewe? Here, vergewe my, maak my skoon, dat ek heilig voor U kan staan, dat U my kan aanraak in Jesus naam. En dan gaan jy, en jy glo ten volle, dat God jou kan genees. Nederigheid is een van die dinge vereistes wat God vir jou wil hê om te kan ontvang. Hy weerstaan jou gemoedig is, maar gee genadegawes. Wat is genadegawes? Hy gee genesing.
genesing aan die nederiges. Jy kan net so wel leer om te erken dat jy nie altyd jou hele lewe uitgepleis het nie. Daarom het jy God se hulp nodig vandag. Ons kan nie alles in onsself doen nie. Ons kan nie maar net dink alles gaan oukei wees nie. Ons kan nie dink, my Here, ek gaan maar met hierdie ou siekliggaam aangaan tot eendag wat ek sterf nie. Die Here wil hê jy moet genesing ervaar. Die Here wil hê jy moet sonder pyn wees. Ons moet net begin glo en ons moet net hierdie wonderwerk van die Here vat in ons lewens. Kom ek skop jou dalk bietjie vanoggend. Waar kom siektes vandaan in mense se lewens? Mense is deur God gesond en sterk geskape. Ook gelukkig in 'n soete gemeenskap met hom. Maar Satan die verleier het veroorsaak dat Adam en Eva, julle weet self, ongehoorsaam was aan God. En het sy bevele vertwyfel. En dit het gemaak dat hulle skeiding tussen hulle en God gekom het. Hulle teen God gesondig en hulle self oorgegee aan die gesag van Satan om vir ewig sy slawe te wees. Wees hierdie voorval was hulle uit die tuin van Eden gedryf en was vir ewig geskei van God. Hierdie vloek van Satan is oorgedra aan die mensdom, want elkeen het gesondig. Dis toe dat kwale gekom het, dis toe dat pyn en siektes begin het, om die gesondheid van God se skepping te vernietig. En het daarmee volgehou, totdat wat gebeur, totdat Jesus gekom het, halleluja. En hy geloop het as mens, en mense begin gesond maak. Want dis in sy aard, ek wil net nie almal wat vir my lief is, vir wie ek lief is, moet gesond wees. Totdat Jesus gekom het mense onder siekte en pyn en lyding moes deurgaan. En Jesus gekom en ons siekte op hom gevat. Hy het ons krankhede weggeneem. Hy het die straf vir ons ongehoorsaamheid betaal. Hy het die slaaf verdra en toe die kruis het die bloed begin vloei vir ons. Weet jy wat? Hy het jou doodsvonnis betaal. Daai siekte in jou is besig om jou dood te maak. Laat God toe om dit uit jou lewe uit te haal. Nou dat Jesus Christus ons skuld betaal het en in ons plek gelei het, het ons die rede om te sê, ek is vry in die Here, halleluja. Deur sy gestorte bloed het ons kwytstelling van sonde ontvang en deur sy wonde is ons genees. Kan jy dit sê vanoggend? Kom ek gee gou vir 3 of 4 voorbeelde wat staan wat ek nou net vir jou genoem het. Handelinge 10 vers 38. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werk gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. Wat het hier gebeur? Hy het almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was. In Lukas 13 vind ons my liewe suster, Jesus besig om onderrig aan die sinagoge. Daar was 'n vrou wat krom getrek was en sy kon nie weggekom nie. En die Bybel sê, sy het 'n gees van krankheid gehad, dan lees dit in vers 11. En die Nuwe Afrikaanse Bybel sê, sy het gelei onder 'n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Nou wil ek jou vra, was dit 'n seun van God? Nee, dit was 'n bose gees van krankheid wat in daardie vrou was. En weet julle wat noem ons dit vandag? Arthritis. Of wervels wat uit plek is, sê mense. Ja, dit is 'n mediese term. En die mediese wetenskap, dis waar, dit is daar. Maar as jy na die ware oorsprong van die probleem gaan kyk, sal jy vind dat 'n gees van krankheid van Satan gebind het. Wat moet ons doen? Verdryf die duiwel. Verbreek Satan se houvas en sy genees en sy sal genees word. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het nie alle gimmicks of tricks uitgehaal nie. Hy die Satan verdryf uit haar lewe uit. Satan veroorsaak vandag nog dat mense met groot probleme in hulle ruggraat is. Medisyne bring verligting, maar dit spreek nooit die oorsaak aan nie. Ek weet, jare terug in 1994, het ek 'n kursus deurgemaak, waar ons weet van 'n vroukie, wat haar pa nie kon vergewe het nie, wat in mekaar, die hande was in mekaar getrek, sy kon nie eens vir haar kos maak nie, vir wat haar pa gedoen nie. En die oomblik toe daai vrou haar pa kwytstel, en haar pa vergewe wat hy aan haar gedoen het,
toe hande begin regkom, sy begin beweeg. Jy sien, die vyand kom en hou ons mense vas. Hy hou ons vas deur alle ongeregtighede in ons lewens. En ons sê, dis maar oké, ek sal maar so aangaan met my arthritis. Dis nonsens, ons moet loskom daarvan. Die Here maak ons vry, halleluja. Die tweede voorbeeld. En dit toe 'n man wat in die mag van duiwel was by Jesus toe gebring. Die man was blind en stom, Matteus 12 vers 22. Toe Jesus die duiwel uitgedryf het, kon die man sien en weer praat. Wat het gebeur? Jesus het die duiwel uitgedryf en daai man kon sien en praat. Dis jou vyand wat hom blind gehou het. Dis jou vyand wat hom stom gemaak het. 'n Demoon van blindheid het die gebrek in die man veroorsaak. Satan veroorsaak vandag nog blindheid in baie mense. En nie net fisies om te kan sien nie, ook geestelike blindheid. Want hy wil nie jou oog moet oopgaan nie. Hy hou jou vas. Medisyne help. Die medisyne doen alles wat hulle kan, maar helaas, hulle kan nie nodig. Kom ek vertel jou so 'n bietjie iets van kanker wat ek hierdie week bietjie nagevors het. Weet jy dat kanker in 'n mens se liggaam is 'n lewende organisme wat in die liggaam groei en groter word? Julle weet dit seker. Dokter het seker al vir jou vertel. Kan ek jou sê, daardie kankerorganisme in jou liggaam se lewe is satanies. Dis nie iets wat God binne in jou geplaas het nie. Dit het deur een of ander iets in jou liggaam ingekom. Moenie my verkeerd verstaan as ek sê, as jy kanker het, jy nou 'n demoon in jou nie. Luister mooi. Kanker is demonies. Dit vernietig jou liggaam. En wie is die grootste vernietiging van elke mens se liggaam? Die vyand. Hy wil hê jy moet siek wees. Hy is jaloers op jou liggaam. Dit wat God van jou geskep het, daarom sal hy enigiets doen. Hy wil jou liggaam vernietig. Want God het jou wonderlik gemaak. En iewers het hierdie ou vyand toegang gekry. Jy het iewers 'n deur oopgemaak. En die gemors het in jou lewe ingekom. Ja, dit kan ook oor erfelik wees, sondes van die Vader wat in jou lewe inkom. Dit kan 'n seerplek wees wat nie gesond word nie, wat jy nie behandel op die regte manier nie. Dit kan enigiets wees, ons weet nie, maar jou vyand wil dit in jou liggaam plaas, en hy wil jy moet vernietig, sodat hy jou kan doodmaak. Wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, is daar twee magte wat binne 'n mens se liggaam is. Die bose lewe van kanker en die goddelike lewe van God wat in 'n mens se liggaam is. Alles wat die medisyne tot op nou toe probeer het om die lewe van kanker te vernietig, stel die lewe van die liggaam waarin die kanker is in gevaar. Het jy gesien hoe dat mense wat chemo kry? Dis iets wat die medisyne ontwikkel het, om hierdie kanker aan te raak en net dood te probeer maak. Wat is die oplossing? Wat is die oplossing vir hierdie gemors in mense lewe? Slegs die bo-natuurlike krag en gesag van God. In my naam, sê die Here, in Markus 16 vers 7, sal jy hierdie gemors uit jou liggaam uitdryf, sal jy duiwels uitdryf. In die naam van Jesus Christus het ons as Christen in die reg en die gesag om die gees en die moord van kanker uit mense uit te dryf. Halleluja! Dis van die bose wat jou besister. Johannes 10 vers 10 sê vir hom, want dit gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar Jesus gekom ons lewe en dit in oorvloed hê. God van die hemel ons moet wegkwaai nie. God het nie ons moet sukkel en pyn in ons liggaam hê. Hy sê dan hier, hy het vir ons in oorvloed gegee. Want hierdie demoon wat vir ons, hierdie demoon van kanker wat van Satan afkomstig is, weg is die kanker dood en die gevolge verdwyn en die liggaam word sterker en sterker. Die gevolgtrekking is dat siektes uiteindelik ongeneesbaar is deur medisyne van die duiwel is en dat ons die mag oor die duiwel in Jesus naam. Ons kan vir 'n seël uit te gaan. Sy vrou kom hier gebid, die aand toe hy by die huis kom, hy gaan stop, en vol die kanker vir ons gemeenskap. Dit gebeur. Ons moet net God vertrou, dat hy dit vir ons gaan doen. Mense doen groot beserings op in ongelukke waar in motorbotsings is.
En hulle is nooit weer dieselfde daarna nie. Hulle loop met pyn, na veelvuldige operasies in hulle liggame, loop hulle met pyn rond. Met dit sê het hulle bes probeer om so 'n persoon te herstel. Maar net God kan die genesing ten volle in die liggaam bring. Die dokters kan kom, hulle kan dit regmaak. Die beentjies weer, met staal in mekaar sit, of met skroewe in mekaar sit. Maar weet jy wat? God is die een wat daai plekkie, wat stikkend en seer is, daai plekkie wat pyn maak, sy die een wat dit kan genees. Mense kan nie genees nie, net God kan. Halleluja. En wanneer jy kyk na hierdie ongeluk wat die mens deur is dit 99% is daar drank by betrokke gewees. Invloed van Satan, die invloed van die verkeerde, 'n man wat oor 'n stopstraat ry sonder om te kyk, 'n man wat nie 'n robot onveragsaam. En ongeluk gebeur. En mense ly daarvan. Weet jy wat? God wil nie ons moet ly nie. God wil ons genees. Dink maar aan ouer mense wat val en hulle breek hulle heupe en hulle arms. Wie se skuld is dit nou? Weet jy, dit is as gevolg van die swakheid van die liggaam ingaan wil intree wanneer dit ouderdom besig is om jou lewe in te kom. En omdat hulle liggaam swak is, groei die bene nie so maklik aan nie. Maar weet jy wat? God kan daar ook 'n wonderwerk doen vir daardie persone. Is hy dan nie die groot geneesheer nie? Is hy dan nie die een wat vir ons mense lief is nie? Is hy nie die een wat vir ons krag gee nie? Is hy nie die een wat vir ons optel nie? Onthou, die lewe gebeur ook om ons, broers en susters. Maar ek en jy moet begin om God te vertrou dat hy ons liggame altyd gesond sal hou, dat hy ons liggame sal herstel, dat hy ons liggame sal genees. Ons moet op hom vertrou, om ons te beskerm. Vanaand as jy gaan slaap, jy lê daar in jou bed, dan sê jy, Here, beskerm hierdie ou liggaam van my. Help my om my liggaam reg te hanteer. Help my om môreoggend op te staan met nuwe krag. Geef my nuwe krag, Here. En wanneer jy môreoggend wakker word, jy uit jou bed kan opstaan en die Here kan loof en prys vir wat hy besig in jou liggaam doen. Dat jy jou liggaam aanraak terwyl jy slaap. Hy sê dan hy slaap en sluimer in slaap nie. God is besig om te werk wanneer ons rus. Ons moet rus daaruit. Hoeveel van ons mense sit in ellende en hulle liggame kan nie meer omdat hulle nie nooit 'n plek kry om te rus nie. Van week in en week uit. Die werk roep my op Saterdag, Sondag, Maandag, Dinsdag, de Woensdag en watse roep jy uit. Maar jy weet jy wat, daar's tyd wat jy moet uitkoop en sê, ek rus in die Here, halleluja. En ons dien 'n God van geloof. En dis slegs geloof wat God kan behaag. Ons dien hom ten spyte van wat ons ervaar, want ons wandel in geloof. Markus 16, vers 15 sê, en hy het vir hulle sê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het sal hierdie teken volg, halleluja. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal opneem en hulle sal iets dodeliks drink, sal dit geen kwaad doen nie. Op siekes sal die hande lê en hulle sal gesond word. Amen. Glo jy God kan dit verdoen? Jy sien, Jesus het ons nie net niks gelos nie. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee om ons te lei in die waarheid. Maar hy het ook vir ons elkeen 'n opdrag gegee om die evangelie aan almal te gaan verkondig. En wat nog, ons hande op siekes te lê, sodat hulle kan gesond word. Neem almal Jesus aan as verlosser, wat nie, jy praat nee. En word almal gesond gemaak, nee. Maar ons doen dit, omdat hy vir ons gevra het om dit te doen. Dis in sy mag, nie in ons mag nie. Net hy kan ons aanraak. Ons is maar net die posman, kan ons sê, by die gesondheid deur ons wat werk. Ek glo en vertrou dat die Here jou liggaam gesond wil hou. Kan jy saam met my stem? Kan jy bietjie sê amen? Ek glo, hy is die een wat jou liggaam krag kan gee. Ek glo, hy is die een wat jou op die regte pad hou. Ek glo, hy is die een wat vir jou mooi dinge wil doen.
Ek glo hy is die een wat jou probleme wil help oplos. Maar soms gaan ons nie na hom toe nie. Hy is die laaste uitweg op alles. Hoekom? Ek dink ons moet baie keer eers na God toe gaan, voordat ons ander dinge beproef. En hy sal vir ons help om deur hierdie moeilikheid